Daar is tye in hierdie lewe wat dinge net vir ons te veel raak. Ons verantwoordelikhede en ons besluite wat ons moet neem en hoe ons vorentoe moet gaan en alles wat gedoen moet word, dit raak net te veel. En partykeer is die verantwoordelikheid van so 'n aard dat jy voltyds vol bekommernis is. En dan voel ons partykeer is nie meer lekker om 'n groot mens te wees nie. Die volwasse lewe bring partykeer vir ons soveel laste en soveel dinge wat dit onmoontlik maak om ons vreugde te behou. Dis juis in daardie oomblikke dat God fluister, jy is my kind. Vir my is jy nog steeds my kind en ek wil jou verantwoordelikhede oorneem. Ek wil jou laste dra. Ek wil jou eienaars regmaak. En ons vergeet dat ons nie veronderstel is om alles alleen te dra nie. Dis hoekom God ons sy kinders gemaak het. En ons is kinders van die lewende God. En kinders vind hulle rus en hulle vreugde in die arms van hulle Vader wat hulle wil beskerm, juis omdat hy die pad vorentoe ken, juis omdat hy die lewe beter verstaan as die kind. Verandering in die lewe is onverwendbaar. Teleurstellings is onverwendbaar. En of jy dit nou wil weet of nie weet nie, 'n nuwe seisoen is aan die kom. En God roep ons, sy kinders, om nie bang te wees en te bly staan nie, maar om gereed te wees om te beweeg wanneer hy sê gaan. Soms beteken gehoorsaamheid om vas te staan, maar dikwels beteken dit om te waag, om uit ons comfort zone uit te kom, om 'n geloofstap te gee, selfs as die pad onduidelik is. Deuteronomium 31 vers 8 sê die Here sal self vir julle uitgaan. Hy sal by julle wees. Hy sal julle nie in die steek laat of julle verlaat nie. Moenie bang wees nie en moenie moed verloor nie. God plaas dikwels 'n tipe van 'n heilige onrus in ons harte, nie om ons te ontstel nie, maar juis om ons te roep. 'n Roep om uit ons gemaksone uit te stap en te vertrou dat sy plan groter is as die veiligheid van jou bekende. Jou Vader vra nie dat jy dinge self moet uitwerk nie. Hy vra net dat jy sy hand moet vat en hom moet volg. Maar vir party van ons is verandering moeilik. Ons hou daarvan dat dinge dieselfde is, maar dinge bly nie dieselfde nie. Dinge verander. En daarom is dit belangrik dat ons aan God vashou, sodat ons in sy wil kan verander. In Psalm 27 vers 14 staan: wag op die Here, wees sterk en hou goeie moed en wag op die Here. Partykeer is dit nodig om stil te raak, op God te vertrou en te wag en te kyk wat hy wil doen en om gehoorsaam te wees. Ons geloofsreis is nie 'n roetine nie. Om die bestemming te bereik waarvoor God jou gemaak het, moet jy dalk eers uit jou gemaksone uitkom. En vir my is daai baie moeilik. Moenie die nuwe wat God vir jou wil doen en vir jou wil gee, vrees nie, omhels dit. Onthou, jou Vader loop voor jou uit. Spreuke 3 vers 5 en 6, vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insig staat maak nie. Ken hom in alles wat jy doen en hy sal jou die regte pad laat loop. Ken hom in alles wat jy doen. Maak hom deel van jou besluitnemingsproses. Maak hom deel van jou vrees. Maak jou hart teenoor hom oop. Jy is nie net 'n volwassene wat alles moet dra nie. Jy is 'n kind van die Allerhoogste God. En wanneer hy sê gaan, kan jy met vrede en sekerheid beweeg. As hy sê wag en luister, kan jy met vrede en sekerheid op hom wag en hom soek. Want die Bybel leer vir ons in Jeremia 29, as jy God soek, sal jy hom vind. As jy hom met jou hele hart soek, sal jy hom toeganklik vind. God is reeds daar waar jy moet wees. Let's go. Hemelse Vader, ons eer en verheerlik en prys U naam. Hemelse Vader, ons aanbid U en ons sê vir U dankie dat U in beheer is. Ons sê vir U dankie dat ons kan vertrou op wat U woord vir ons leer. Here, en help ons, help elkeen van ons in ons goeie tye en ons moeilike tye. Help ons om nie ons perspektief te verloor nie. Help ons om nie ons oog van U af te haal nie. Dankie dat U reeds daar is. Ons eer en verheerlik U naam. Amen.